Welkom by episode 6 van Karoo Kiwi. Ek kan nie glo ons is al hier nie. Ek is Albrecht van Wyk. En vir enigeen wat droom om 'n lewe in Nieu-Seeland te maak, is daar hierdie een groot woord wat sentraal staan tot die hele proses: 'n visum. Dit kan die bron van opwinding wees of van intense inspanning en verwarring. Vandag gesels ons met iemand wat die doolhof van immigrasie soos die palm van sy hand ken. Ons gas is Rein Visser, 'n immigrasieprokureur en die stigter van die praktyk Simply Visa. Nadat hy self die immigrasieproses deurgemaak het, help hy nou ander Suid-Afrikaners om hul droom 'n werklikheid te maak. Met 'n ryk geskiedenis van 20 jaar in Nieu-Seeland. Rein, baie welkom. Dis baie lekker om jou te hê. Vertel ons so kortliks van jou reis hier na Nieu-Seeland toe en wat het jou die howe van Suid-Afrika laat verruil vir Nieu-Seeland om 'n immigrasiepraktyk hier te kom oopmaak? Dankie Albrecht, ek waardeer. So 'n bietjie oor myself is, ek is gebore in Namibië en ek het groot geword in Suid-Afrika en ek het daar was 'n prokureur in Suid-Afrika gewees. En toe 20 jaar terug het ons besluit ons wil hiernatoe emigreer. Vir ons het dit net gevoel dit vir ons 'n bietjie te onveilig begin raak en ons wou 'n bietjie oorbegin het, jy weet. Ja. En ons het Nieu-Seeland toe gekom. Ek het in die begin het ek by die prokureursorde gewerk vir klompie jare. Toe moes ek oorgekwalifiseer het. Gelukkig moes ek weer van vooraf gestudeer het en alles van vooraf, nee. Ek moes 6 vakke gedoen het. Maar nou ja, so het ek maar dit gedoen en dit deurgekom en toe het ek nou toegelaat geword. En toe begin ek werk by 'n immigrasiefirma in Wellington vir omtrent 4 jaar en toe by 'n ander firma vir 4 jaar en toe so 3 jaar terug toe besluit ek na COVID, nee wat ek is nou lus om my eie firma te begin. Jy weet, dit is nou 'n bietjie tyd. Ja, nee. Moeg vir iemand anders werk. Ja, daar is hy. Yes, maar dis 'n great story man. Ja. Net so 'n ysbreker om ons aan die gang te sit. En dan gaan ons in die lekker gedeeltes ingaan. Sê vir my, Rein, wat is vir jou 'n geval met 'n beter einde? So 'n dik visum aansoek of 'n lang Mnet fliek soos in die ou dae? Nee, liewerste 'n lang Mnet fliek. Ek kan nou 'n bietjie ontspan. Exactly. Voete in die lug, né? Yes. So, wat is vir jou trooskos na 'n lang week? Is dit pap en wors of 'n steak and cheese pie? Yes, ek sal sê pap en wors. Miskien met 'n lekker wyntjie. Ja. Verlang ek nou 'n stukkie pap, né? Ja. Ja. Sê vir my, wat gee vir jou die grootste gevoel van verligting? 'n Positiewe antwoord van immigrasie af of as die Springbokke die All Blacks wen? Sure. Well, 50-50 sou ek sê, maar dit was dan lekker om te sien die Bokke het goed gespeel laas naweek en dit was 'n baie game. Dit was fantasties. Ons het die eerste game op Eden Park gaan kyk en ja, dit was ongelukkig nie die uitslag wat ons wou gehad het nie. Ja, daai eerste ene was maar 'n bietjie van 'n gesukkel, maar daai tweede ene was baie. Nou, weet ek nou nie of jy al hier was nie, maar watter uitsig inspireer jou die meeste? Tafelberg of Rangitoto Island? Nee, wel, ek was nog by daai ander eiland gewees, so ek sal maar sê Tafelberg. Lekker. Ons is daarom al by die Tafelberg se karretjie, so. Great. Goed, so kom ons gaan oor na die wetboeke van immigrasie. Die tema waarmee ons afskop is die immigrasie doolhof. So waar begin 'n mens? Wat is die grootste misverstand wat Suid-Afrikaners het oor die proses om na Nieu-Seeland te immigreer? Okay, so die grootste misverstand wat ek sien baie gebeur is mense dink, hulle doen die proses agterste voor as hulle wil begin. En ek sê altyd vir mense, dit is soos om 'n huis te bou. As jy wil 'n huis bou, dan moet jy begin met 'n plan, dan 'n fondasie, dan jou mure, dan jou dak in daardie volgorde.
Jy begin nie 'n huis bou en jy sê okay, wel ek gaan nou dak slaan, dan gaan ek die fondasie, dan gaan ek die mure bou, dan wat is die plan? Jy weet, so jy moet 'n plan hê. En as Ja, dit ja. by die plan in daai volgorde is, jy moet wat mense verkeerd doen wat ek agterkom is, hulle het besluit vir die eendag, hulle wil nou immigreer en hulle gaan nou Nieu-Seeland toe. So die eerste ding wat hulle dan doen is om te begin aansoek doen vir werk. Ja. En dit vat nie, partykeer vat dit nogal lank vir party mense om werk te kry, so hulle sukkel maar kom party ons kry nou weer vinniger werk. En dan kry hulle die werk aanbod. En dan is dit 'n kwessie van alright, so die employer wil nou hê jy moet oor 'n maand begin werk, so jy weet wat gaan nou gebeur. So dan sê jy ons wel, hulle moet nou begin rondskarrel om dokumente bymekaar te kry en nou moet hulle binnelandse sake toe. En dan baie keer dan sê die employers hulle raak ongeduldig want jy weet hulle wil ook nie nou 6 maande vir 'n ou wag om rond te hardloop nie. So wat ek altyd vir mense sê, jy weet, begin met 'n plan. Kyk eers of jy kan permanente verblyfreg kry vir staters, want jy wil tog weet as jy Nieu-Seeland toe kom of jy permanent daar kan bly of jy dan daai opsie het, jy weet. Dan kry jy dokumente reg. As jy 'n nuwe paspoort, gaan kyk nou of jou paspoort verval. Jy weet, kyk na sulke goedjies, gaan kry geboortesertifikate by binnelandse sake, gaan doen al daai goedjies, gaan kry as jy moet gaan vorige werkgewers moet kontak en vra vir werkverwysingsbriewe, dat jy by sekere plekke gewerk het, gaan doen dit, gaan kry dit, want jy weet, daai mense is ook besig en vir hulle is dit nou nie dringend nie, so as jy weer sien is dit 3 weke. Ja, dit vat tyd. Ja. Dit vat tyd, jy weet, so kry jou papierwerk en goeders reg en as jy party ouens het occupational registration nodig, soos ek electricians moet geregistreer word by die EWRB. Correct. As jy 'n onderwyser is, dan moet jy by die Teaching Council. Jy weet, so al daai tipe goed vat tyd. So doen dit eers en kry jou fondasie reg en dan begin jy dan as jy nou reg is, dan begin jy aan te doen vir werk. So dit klink vir my die perfekte oomblik vir 'n tiklysie. Jy moet vir jouself 'n lys opstel van goed en dan moet jy dit maar deurwerk van bo na onder, ja. Dis reg en baie mense wat ek die ander misverstand wat ek ook sien mense maak fout. Jy weet as jy vir enige iemand as jy nou vinnig vir iemand vra en dan sê jy as hulle nou vra okay, so tot wanneer kan jy emigreer na Nieu-Seeland toe? Dan sal hulle sê ja, so jy tyd tot jy so 55 is want jy weet want dit is die cut-off ouderdom van om residency aansoek te doen. Jy weet jy kan daarom nog aansoek doen vir residency tot jy 55 is. Jy weet en as jy ouens praat van Australië dan sê hulle wel Australië is 45 en Nieu-Seeland is 55, jy weet. Ja. En dan as ouens my kontak en hulle is in hulle vroeë 50s, dan sê ek vir hulle wel eintlik het immigration die goalpost 'n bietjie geskuif want dit is reg om te sê ja, ek het nog tyd tot 55. Maar as jy hoe hulle die immigrasie reëls nou verander het is basically sê immigrasie jy meeste mense moet eers Nieu-Seeland werkondervinding optel vir 2 tot 3 jaar om punte te kry of whatever voordat hulle kan aansoek doen. So dis 'n 1-2 step proses. So met ander woorde as jy 53 is of 52 of whatever, dan het jy al half amper die boot gemis want okay, jy is nou 53, jy is nog 2 jaar weg van 55 af. Maar as jy moet gaan 3 jaar werk in Nieu-Seeland wat jy 'n bachelor's graad en jy klein punte vir jou bachelor's graad en jy moet 3 jaar gaan werk, die tyd jy daai boksie tik as jy 56 dan het jy die boot gemis. Jy weet so baie mense besef nie dit nie. Ja, dis nie maklik nie, maar is lekker. Sê gou vir my Rein vir 'n gesin wat vandag begin, wat is daai een ding wat hulle eerste moet doen, daai eerste praktiese stap? Ek dink die heel eerste praktiese stap is jy gaan kyk op die immigrasie se webwerf of as jy nie seker is nie want dit kan nogal overwhelming raak, dan kontak iemand soos ons wat dit nou al vir 10-15 jaar doen en sê luister Rein, dit is wat ek is, dit is my kwalifikasies, dit is dit, sal ons kan emigreer. Jy weet in Kanada want dan weet jy ten minste, jy weet iemand het daarna gekyk en ek sal sê dit is die eerste stapie is om seker te maak want onthou immigrasie het ook die reëls verander dat in die ou dae het jy
ek het kliënte gehad wat aansoek gedoen het vir essential skills visas. Dit was die vorige ene voor die accredited employer work visa. En jy het 'n essential skills visa gehad vir 3 jaar byvoorbeeld. En baie mense het nie 'n pathway to residency gehad nie. So elke 3 jaar dan hulle aansoek gedoen vir werk. Hulle kon 15, 20 jaar hier gewees het op werkvisas. Maak nie saak hoe lank jy bly nie, maar nou as jy het 'n 5 jaar werkvisa en binne daai 5 jaar moet jy 'n residency kry en as jy dit nie kry nie, moet jy teruggaan, jy weet. So dis die eerste stapie sal ek sê, is maak seker jy het hom 'n behalwe as jy nie wil permanent hier bly nie en jy wil net kom werk vir 5 jaar en jy's happy om dan weer terug te gaan, dan doen jy dit, jy weet, maar as jy wil hier oud word en hier bly forever, dan doen dit en dan soos ek sê, kry jou dokumente reg en jou papierwerk en dan is jy reg en jou fondasie sterk genoeg om jou kasteel te bou. Ek dink ons het die volgende vraag dan nou redelik geantwoord, is daai pad na verblyfreg of residency soos hulle sê. Ek meen hy moet duidelik wees as jy 'n lang plan het hier in Nieu-Seeland, want anders gaan jy nie hier kan bly nie. Ja, so ons het nou En jy weet en jy weet ons sal seker ure en ure kan gesels as ek vir jou voorbeelde moet gee van jy weet want baie mense is ook you don't know what you don't know. Jy weet jy maak maar staat op wat ander mense sê op Facebook en jy maak maar staat op wat jy lees en whatever. Maar sometimes is like ek sê vir mense you don't know what you don't know. En baie keer as mense my ook kontak dan kan ek sê okay, hulle is wel half op die regte pad, maar hulle raak 'n bietjie met hierdie of hulle vra een of twee vragies. Maar ek weet al, dan dink ek, okay, hulle moet nou nie dit eintlik vra nie, hulle moet hierdie vra. So en dan sal ek vir hulle sê, okay, 'n beter vraag sou gewees het. Jy sê maar hierdie vraagie te vra en want ek kan sien wat die antwoord is wat jy wil hê, jy weet. Soos byvoorbeeld as jy 'n diesel mechanic is, dan sal ek vir jou sê gaan doen 'n NZQA assessment en nie die gewone een nie, maar gaan doen die ene wat sê of jy die green list requirements meet. Want as jy dit nie meet nie, dan kan jy nie aansoek doen vir residency behalwe as jy dit en dit doen. Jy weet en dan ten minste is jy op die regte pad en jy weet more or less waantoe om te beplan en wat om te doen, jy weet. Ja. Nee, is baie interessant en daar is soveel goed om aan te dink. Dit is nie eenvoudig nie en ek het soos ek vir Heidi in die vorige episode ook gesê het, die mense moet maar kundige mense gebruik want anders gaan dit jou duur te staan kom. So ja. Dit is vir my kommerwekkend. Jy weet mense kontak my nogal gereeld, jy weet en dan is dit soos in ons is nou 2 jaar hier, ons is nou 3 jaar hier. Jy weet, maar nou drop die penny, maar okay, ons is nou nog nie eintlik nou eligible nie. Of ons het gedink of baie keer mense sal my kontak en sê, "Hi Rein, ek het nou 2 jaar gewerk in Nieu-Seeland, kan jy my help met my residency aansoek?" En dan as ek nou eers mooi na alles kyk, na sy aansoek, na sy kontrak en ek kyk na sy ure, hoeveel hy werk en wat is sy salaris en so aan, dan kom ons agter maar die ou is nie eintlik nou eligible nie of hy's dalk eers later eligible en miskien is hy nie vandag eligible nie, maar hy's eligible op 1 Oktober 2027. Jy weet or whatever. So jy weet so dit en dan is daai mense nogal geskok en sê maar hulle gaan nou al kan aansoek doen, jy weet. Ja, ek kan dink die mense is geskok. Sê vir my terwyl ons so praat oor immigrasie, wat is die verskil in die dienste van 'n immigrasieadviseur en dan nou soos wat jy 'n immigrasieprokureur is? Okay. Is daar sommiges wat jy kan uitlig? Ja, so wel ek dink daar is eintlik groot verskil. Ons doen maar almal eintlik maar dieselfde. Dieselfde, ja. Die immigrasie adviseurs word gereguleer deur die Immigration Advisors Authority. Waar ons word gereguleer deur die prokureursorde. So in die ou dae enige ou immigrasieadvies gegee het en mense 'n fooi gevra het. Wow. Maar dit was seker 'n bietjie van 'n sirkus. Die Wille Weste. En toe het hulle besluit, hang on, wait a minute, daar is nou 'n bietjie te veel probleme en te veel kundiges. Ja, en voordat iemand sommer nou net advies gee en 'n fooi vra, moet hulle actually gereguleer word, jy weet. So en toe hulle dit dan met dit begin en so prokureurs, soos ek is 'n prokureur, maar alhoewel ek ander tipe law gepraktiseer het in Suid-Afrika, het ek verskillende tipes goed gedoen in Suid-Afrika, maar hier doen ek net immigrasie, want immigrasie verander so gereeld dat mens kan nie
Jy kan nie dabble as 'n prokureur kan ek nie dabble in immigrasie en sê okay, maar nou doen ek familie, ek doen conveyancing Ja, en ja, so terloops op die sy doen ek ook so 'n bietjie immigrasie nie, want ek sal nog dink ek weet wat ek doen en dan weet ek nie meer wat ek doen nie, want die ja, immigrasie policies verander so dat jy moet regtig dit elke dag doen om jou vinger op die pols te hou, jy weet. presies. Um, Ja, ja. en so prokureurs doen ook sê maar meer, sal ek sê bietjie meer komplekse goed. Soos hy sê maar as daar refugees is want hulle klim gewoonlik legal aid en ons moet, jy weet, ons kan legal aid providers wees by die Ministry of Justice so aan. En soos as ons appel sake doen na die Immigration and Protection Tribunal en so aan. So ek sal sê ek dink dit is bietjie meer maar ons doen nie net dit nie. Ons kan dit ook doen. Ek verstaan. Maar ons kan ook standaard aansoeke doen en whatever. So ons Ja, doen maar ietsie van alles en nog meer. Dis maar al. Ja, dis 'n immigrasie adviseur op steroids. Jy sit in 'n beter posisie sou ek sê. Ja. Sê vir my as ons nou kom by die visums en die weë na residency soos hulle sê verblyfreg. Ja. Die een wat daar tans is of die bekendste een is die Accredited Employer Work Visa, die AEWV. Ja. Kan jy in eenvoudige terme vir ons verduidelik wat dit is en wie is 'n geakkrediteerde werkgewer? Okay, so in die ou dae kan ek maar sê in die ou dae, kom ons sê maar voor COVID. Pre-COVID, ja. So kon enige employer 'n migrant aansoek gee. So as hulle nie Nieu-Seelanders gekry het nie, kon enige company kon dan nou 'n job offer gegee het vir 'n skilled migrant, okay? Maar daar was nogal baie migrant exploitation waar dinge nie so goed geloop het nie. En toe besluit immigrasie nee, hulle gaan hierdie nuwe system in plek stel. So elke liewe employer, daar's basies 3 stappe. Die employer kry die accreditation system. Dit beteken die companies moet accredited wees met immigration en dit beteken immigration wil seker maak hulle kyk na hulle finansiële state, hulle wil kyk of is hulle profitable en het hulle actually geld om mense te kan salarisse betaal, verstaan jy? Ja. En hulle wil ook kyk, byvoorbeeld na die company se employment agreements om te kyk of is daar dan het die mense hulle regte en het hulle leave en het hulle holidays en en al daai tipe goeders in die kontrakte en whatever. So hulle wil seker maak die employer is daarom alright om iemand te kan employ. So dit is dan fine. Dan die tweede stapie is die employers moet nog steeds poste adverteer om te kyk of hulle Nieu-Seelandse kandidaate kry. En dan, dis nou stapie 2, dan as hulle nie iemand kan kry nie, dan kan die employer aansoek, dan moet die employer 'n job check aansoek submit na immigration en sê ons het nou geadverteer, ons het soveel mense het aansoek gedoen, ons kry nie goeie kandidaate nie. Kan ons asseblief 'n job token kry en dit is om toestemming te hê om 'n migrant aan te stel. En dan sal immigration of daai aansoek goedkeur of decline. So hulle raak nou 'n bietjie strenger met dit. En ons help nogal baie employers met die job check aansoeke, want as die job check aansoek omval van die company, dan basies kan die werker, die skilled migrant kan dan nie aansoek doen vir 'n werkvisa nie, want hy het nie 'n token dan nie, verstaan jy? So dis crucial dat die job check aansoek stap 2 deurkom en dan natuurlik dan het die werker 'n token sodat hulle dan kan aansoek doen vir die werkvisa. En dan moet die werker die requirements met wat die employer geadverteer het in die advertensie. So sê maar die employer sê in die advertensie die persoon moet ten minste 5 jaar werk experience hê, verstaan jy? Dan dan moet die ou dit nou bewys. Jy weet, nou sê wel ek het 5 jaar experience. So hoe bewys jy dit? Dan moet daai ou seker maak hy het sy briewe van die vorige companies wat sê hy het daar gewerk en dis hoekom nou weer eens dis belangrik dat jy jou papierwerk reg het want nou het jy dit. Jy hoef nie nou rondhardloop om dit te gaan kry nie. Partykeer is die immigration officers bietjie difficult, dan sê hulle nee, maar enige iemand kan daai brief geskryf het. Hulle soek extra independent verifiable evidence. Soos byvoorbeeld, het jy salarisstrokies gekry? Het jy inkomstebelasting betaal? Het jy bankstate wat 'n salaris wys van daai companies om dan dit aan te vul by die, jy weet, so jy weet en dan partykeer as die ouens dit nie het nie, dan
dan kan sy werkvisa gedecline word, want jy weet so Ja. mooi. Hoorie, maar ja, dis ook een van my vrae wat jy reeds aangeraak het. Die immigrasielandskap het obviously baie verander oor die afgelope paar jaar, soos wat jy sê, voor COVID en na COVID. So ja, dit is nie meer so 'n eenvoudige proses en ek dink aan die een kant is dit goed dat dit 'n bietjie meer gereguleerd is. Dit maak dit moeilik vir sekere rolspelers, maar ek weet as daar nie regulasie is nie, dan kan dinge nogal bietjie hand uitdruk. So, Dit is ook om migrants te beskerm, jy weet, want op die einde van die dag hulle die mense wat hulle adviseer, weet dan behoorlik en hulle het training wat hulle kan doen. Yes. En as mense soos ons, soos immigrasieprokureurs of as licensed advisors nie hulle werk reg doen nie, dan kan die mense daarom gaan kla by iemand en ons moet gaan please and explain hoekom het ons nie ons werk behoorlik gedoen nie, jy weet, so ons dan baie standaarde en die feit dat employers accredited moet word, dis goed, want in die verlede as iemand aansoek gedoen het vir 'n work visa voor COVID, en die immigrasie officer is nie satisfied dat die employer behoorlik geadverteer het in New Zealand anders aanstel nie, dan word die werker se werkvisa aansoek gedecline. En dit is eintlik onregverdig. Hoekom is die werker, die skilled migrant, hoekom moet hy gepenaliseer word omdat omdat die employer nie geadverteer het behoorlik. Verstaan jy? So nou is dit 'n kwessie van wat die employer se aansoek word gedecline. Dis nie dan die skilled migrant se aansoek wat decline word nie. Jy weet, so al hierdie tipe goedjies dink ek is nogal eintlik 'n goeie ding. Dis stap in die regte rigting, ja. Sê gou vir my, buiten werksvisums, wat is die ander algemene Vienna verblyfreg, soos skilled migrant of vennootskap visums? Ja, so dit is deesdae praat hulle nou maar van die green list, so as daar occupations is op die green list en dan moet elkeen het nou maar sy eie reël hoe jy dan nou moet aansoek doen vir residency. So jou occupation moet daarop wees en jy moet die requirements meet van die green list. Dis nie net 'n matter van my occupation is op die green list so ek kan apply nie. Jy moet actually dieper gaan kyk wat is die requirement actually van daai spesifieke occupation. Dan is dit die skilled migrant category. Dis die ander groot ene en dit is almal met 6 punte hê. So maar jy moet ten minste daarom 'n graad hê of jy moet of 'n graad hê of as jy nie 'n graad het nie, dan moet jy 'n hoë inkomste verdien. En dan kan jy daar 3 punte kry of jy moet occupational registration hê somewhere en jy kan punte kry daardeur plus dan New Zealand werk experience in meeste gevalle behalwe as jy nou doktorsgraad het of whatever, maar meeste van die tyd is dit plus dat in 'n bietjie New Zealand experience, soos 1 jaar of 2 of 3 jaar, jy weet. Want om jou voorbeeld te gee, die bachelor degree kry 3 punte en dan 3 jaar se werk experience in New Zealand. So na 3 jaar kan jy aansoek doen. Met jou 5 jaar visa het jy dan genoeg tyd om jou residency visa uit te sort voor jou visa verval. En dan is daar ander goeie as jy in 'n verhouding is of jy's nou met 'n New Zealander wat 'n New Zealand resident is of 'n New Zealand citizen en so dan jy weet dan as jy saam bly en julle is happy en jy weet dan kan jy aansoek doen vir 'n partnership visa of resident visa en dan is dit soos daai dik aansoeke wat lyk soos die ou kinderbybel wat so dik is met al die relationship evidence. En dan is daar ander goed soos daai business investor visa en goeie soos daar's eintlik baie ander ways ook in die parent, jy weet vir die ouers en so aan, maar anders sal ons vir 3 dae lank gesels as ons nou oor alles moet gesels, maar daar's verskillende tipe opsies, jy weet. Ja, ek hoor jou. So as ons dan nou praat oor die menslike element. Immigrasie is 'n emosionele proses, né? Julle het dit al baie gesien en ervaar. So watse raad kan jy gee vir kliënte om spanning en angs vir die wagtydperk te hanteer? Dit is 'n stresvolle situasie. Ek dink om te immigreer kan nogal stresvol wees en dit kan nogal frustrerend wees want jy weet mense wil graag dinge laat vinniger gebeur, eerder vinniger as stadiger. Maar ek sê baie keer vir mense, jy weet, wees realisties. Partykeer kan dit 'n jaar vat. Jy weet, wees geduldig. Jy go slow. Dit is soos daai tortoise en the hare storie. Jy weet
want ek dink as 'n ou daai verwagtinge skep van ja nee, binne 2 maande of 3 maande as jy in Nieu-Seeland en jy het jou werkvisa en dit gebeur nie en dit vat langer, Ja, dis wanneer mense moedeloos raak. Partykeer dan sit soos mense sê vir jy hulle al 'n jaar lank probeer aansoek doen in papier en hulle eerste police certificate het nou al verval, so dan dus weer die tweede ene kry en wragtig het hy dan gekry vir 'n onderhoud, jy weet, so en daar het hy nou 'n job en ewe skielik gebeur dit, jy weet. Toe ek 'n aansoek gedoen het 20 jaar terug, het ek het so ewe 'n e-mail gekry, nee, ek moet nou kom vir 'n onderhoud met 'n immigration officer. Dis ek, okay, so waar sien ek julle nou? Want ek is in Pretoria. Dis en wel die naaste tak van immigration is in Engeland, in Londen. genade. Ek het gevlieg het vir 'n bloody halfuur interview en 2 dae later toe kry ek my werkvisa. So gelukkig, jy weet, ouens hoef daarom nou nie dit mee te doen nie. So as Jy het gegaan, jy het gegaan Engeland toe vir daai. Ek het gevlieg Engeland toe en van die toe ek daar aankom, ek het nog nie eers ingecheck by die hotel nie, want ek wil in daai tyd is dit nog voor GPS en die selfone en weet hoe dit maklik is. Ek het nog 'n kaart wat ek geprint het van waar die plek is en ek is direk van die lughawe toe dadelik na immigrasie toe, want ek wil net seker maak ek is nie raak nie verdwaal die volgende dag vir my interview. En toe ek daar instap te sê toe kom die immigration officer verby, want ek sê vir my hy sê, "Oh, are you?" Ek sê ja, hy sê, "Oh ja, ek wil net seker maak waar ek is." Hy sê, "Oh, but I can interview you now." Ek sê, "Nee, maar ek het nog nie eers geshower of ek het nog niks eers gedoen. Ek kom nou straight van die airport af. Ek wil net seker maak waar jy is." Hy sê, "Nee, kom ons het gou die interview." Wragtig, toe ek die interview en toe ek hom 2 dae spare daar om daar rond te loop. Maar ja, soos deesdae hoef mense nie daarom dit te doen nie. So dan sê ek dan vir hulle te gaan nie dit te doen nie, jy weet. Sê vir my Rein, sonder om nou vertroulikheid te verbreek, is daar 'n spesifieke saak of 'n suksesstorie wat vir uitstaan wat 'n goeie voorbeeld was van goeie beplanning, wat 'n verskil kan maak? Weet jy, Alberei, dit is ek en daar oor 'n jaar was daar al soveel goeie stories. Net onlangs byvoorbeeld het ons het ek 'n kliënt gehelp. Hy het my gekontak en toevallig dit was net wat onthou ons tree ook op vir employers wat jobs het. En dan sal die employer vir my sê hulle wil nou hierdie pos adverteer en vul en kan ek help met die job check aansoek, en hierdie ou is 'n kliënt wat eintlik 'n perfect match is. En die sterre het net ge-align dat ek vir die employer sê, maar ek het 'n kliënt en jy soek so 'n ou soos hy en hy wil werk by 'n ou soos jy en is net basies matchmaking, jy weet, en dit was net perfect timing en hy regte plek, regte tyd. Ja, met sy werkvisa. 'n paar jaar terug het ek 'n goeie saak gehad waar die vroutjie het my kom sien. En sy was 56 of 57, so sy was net te oud om aansoek te doen vir resident. En toe ek nou kyk na haar, jy weet, so sy het al haarself gereed gemaak om terug te gaan Suid-Afrika toe, jy weet, want sy het nou geweet sy meet nie die age requirement nie. Correct, en toe sy nou met my gesels en so, want toe sê ek, okay, maar wat jy doen en wat ek gaan doen is ek gaan submissions maak na die Minister of Immigration en ek gaan dit amper soos 'n humanitarian appeal doen en ek gaan verduidelik, ek gaan vra dat hulle jou age waive. En wragtig te kry 'n goeie resultaat, sê die minister, dis reg, sy kan aansoek doen vir residency en immigrasie mag glad nie kyk na haar ouderdom nie. Want my argument is, sy het eintlik genoeg punte, dis net haar age, was dit nie vir haar age nie, as sy 55 was. Ja, sy het dit gemaak het. Dis net haar age, en die briefie het gesê, sy kan aansoek doen, en ons het aansoek gedoen vir haar residency, hulle mag nie gekyk het vir haar age nie, en sy het haar resident visa gekry. So dan is dit great, jy weet. Yes, ja, dit is, sulke stories, kan ons amper nie glo nie, ongelooflik. So, wanneer is dit absoluut noodsaaklik vir iemand om professionele hulp te kry, eerder as om self voor te ploeter? Ek dink as hulle sukkel, as hulle nie 100% seker is hulle het 'n pathway to residency, of even as hulle hier is en hulle dink hulle is dalk op die regte pad, jy weet, vir my is dit soos ek dink
of as jy aansoek gedoen het en jy het 'n decline gekry, of even soos nou die dag het daar ook 'n ou my gekontak en hy's 'n diesel mechanic. Hy het sy eie residency aansoek gedoen. En jy weet, as immigration 'n probleem optel of concerns het, dan sal hulle dit nie net decline nie. Hulle sal eers vir jou 'n brief stuur. Dan sal hulle sê, luister, ons het nou hierdie concerns en ons gee jou nou 'n week of 2 om te respond, en dan moet jy ons nou convince ons is verkeerd en jy's reg, jy moet jou residency kry. Maar as jy nie respond of goed genoeg respond nie, dan kan ons dit decline. So ek dink in daai gevalle, as jy 'n residency aansoek doen en jy kry 'n letter of concerns, moenie dit self probeer uitfigure en die antwoorde gee nie. Praat dan eerder met iemand soos ons wat sê, luister, ek het hierdie brief, ek dink ek het nou hulp nodig, kan jy my net help met 'n respons ten minste en kyk of ek dit reg verstaan? Want hy het toe nou sommer self respond en toe sit 'n decline. Toe kontak hy my nou nadat dit decline is. Toe dink ek, plaas die ou my gekontak het 2 weke vroeër, maar dan kon ek dit vir hom uitgefigure het en ek is seker hy's nou nog nie seker hoekom 'n decline is en whatever nie, want dit is nogal confusing, verstaan jy? So en om daai tipe geld te verloor is nie lekker nie, né? Nee, want residency aansoeke is duur nou, jong. Dit is so die $6,000 as ek $6,500 en dan moet jy weer dit gaan doen, né? Nou is dit al omtrent $13,000, né? En nou dink jy net jou police certificate alweer verval, nou moet jy alweer police certificates gaan doen. En jy weet, so as jy plaas jy iemand soos ons dan iets betaal, dan kry jy dit dan soort vroeg, jy weet, of moenie 'n kans vat as jy nie seker is en dit wing nie. As jy betaal liewerste iemand soos ons sê, luister man Rein, doen liewerste my residency aansoek. Want as ons die goeders doen, dan is dit soos ons sê dit soos asof ons 'n immigration officer is. En ons kyk, hoe kan ons dit decline? Of dis hoe ek dit werk. Ek weet nie of ander so werk, maar dis hoe ek dit werk. So ek soek my aanvalsoek, Ja, asof ek die immigration officer sê, okay, ek kan dit decline want dit, of ek gaan hier proef of dit. En dan sê ek, okay, so wat moet ek dan doen om dit reg te kry, of wat moet ek ekstra doen, of whatever, sodat die wanneer dit by die immigration officer is, dan doen hulle amper soos 'n second person check, en want ons het dit al klaar die eerste keer alles gecheck, so alles is nou reg as die tyd hulle dit sê, jy weet, so. Hoorie, en ek dink ek weet reeds die antwoord, dis seker by 'n bietjie van 'n retoriese vraag, maar wat is die mees bevredigendste deel van jou werk? Wel, dit is, as die mense hulle visas kry, né? Ek kan nog onthou, toe ek my visa gekry het, en my residency gekry het. Jy weet, dit was soos 'n verligting, dit is soos 'n weight off your shoulders, jy weet, en jy voel net, jy made it, jy weet. Even nou, as my kliënte hulle visas kry, of hulle residency kry, jy weet, dan is dit daai, ek kry daai selfe gevoel oor en oor en oor, so dit is vir my, dit is baie rewarding, en ek dink baie keer, jy weet, kliënte raak ook, jy weet, jy is al so lank al deel van hulle lewens, want jy het hulle gehelp met die werkvisa, jy help met die residency visa, jy help miskien met die PR even, en mense is vir omtrent 4, 5, 6 jaar in jou lewe, en baie mense hou nog kontak met my, en jy weet, uit die blou tyd sal iemand my bel en hoor, hoe gaan dit, en dit en dat, so dis amper soos family, jy weet, dit is nie daai, en dis vir my nice, dit is vir my nice. Great. Ek kan nie glo ons is alweer amper op die einde nie, so ons gaan nou kom land. Wat is jou top 3 wenke vir iemand wat nou 'n visum aansoek wil indien, maar nog onseker is? Wel, ek weet nie, dit voel asof ek myself eintlik maar herhaal, maar dit is maar basies, jy weet. Ja, noem maar dalk die top 3 wat jy nou kan uitlig weer. Maak seker jy tik al die boksies, en maak seker, jy weet, jy wil nie 'n decline nie, want die goed kos geld. As jy nou wil begin, maak seker jou geld sake is, want immigrasie is nie goedkoop nie. Onthou nou, as jy wil, is duur, want dit is nie net, as jy iemand soos ons gebruik, jy gaan dan vir ons 'n fooitjie moet betaal, jy gaan immigrasie se fooi moet betaal, jy gaan met polisie certificates, jy gaan moet vliegtuigkaartjies koop. So, jy weet, jy gaan moet daarom ten minste geld sake is bietjie reg, jy gaan nie goedkoop fout wees nie, Ja. So, dis maar al wat ek kan dink nou, Albrein. Ja. Julle woon al lank hier, maar is daar nog iets wat jy van Suid-Afrika mis?
Ag ja, ek mis weet jy hou ons nou maar jou ou skoolpelle en universiteitpelle en jy weet jou ou vriende en whatever. En familie, of course, jy weet dan wat mense wis en die weer, jy weet, obviously dis warm daar. Julle is in Wellington, hè? Ja, ons is in Kapiti, so dit is so 'n uur van Wellington af. So ons is klein bietjie beter as Wellington. Ek kan onthou as ek dis al Yes, want Wellington is nogal winderig en ek kan onthou as ek hierso toe ek by die prokureursorde nog gewerk het, dan commute ou maar elke dag in. Soos jy hier op die trein klim, lyk dit soos 'n sonskyndag. Jy weet dit is soos die background vir my. Dan kom jy in Wellington, dan is dit grey en dit reën. Jy weet en dan in die middag is dit soos 'n weer sonskyn by ons. So ja. Okay. So hier in Nieu-Seeland, het julle dalk 'n gunsteling plek wat julle besoek of aktiwiteite wat julle doen wanneer julle ontspan? Man ons hou van Tauranga, ons het al so 'n paar keer daar gaan vakansie hou met Angooi en so, dit is vir my baie mooi daar. Ons was nou so onlangs was ons bietjie Auckland toe gewees. Ons bietjie daar by Sky Tower bietjie opgegaan en 'n bietjie daar gaan uit eet en so aan. Maar ja, andersins gaan ons maar bietjie oor see vir vakansies eerder. So ons het nou al so 'n paar keer was ons bietjie by die Gold Coast, daar naby Brisbane en so aan. Aussie. Ja, net 'n bietjie vir 2 weke vakansietjie so, want dit is darm nie te ver om te vlieg in so aan, jy weet, so dit is darm dis nee, Australië is lekker naby. Julle was nog nie Fiji se kant toe of wat is die ander een wat hulle soos Rarotonga, ja. Nee, maar ons was baie gelukkig en bevoorreg want een van my vriende, hy bly in Amerika, hy het timeshare gekoop in Hawaii en hy het vir ons al 2 keer genooi om 'n bietjie daar by hulle te kom kuier en genade, dis lekker. Ja, as net om ons vlugte te betaal en so aan, so die accommodation is for free, jy weet, en dit maak dit baie want daar is dit Amerikaanse dollar en dit is baie vrygewig van hom om jy weet om ons te genooi het. Ons was baie lucky. Sê vir my, is daar iets van jou wat mense nie weet nie? Soos 'n spesiale talent of 'n partytjie toertjie? Nee, ek sal nie sê ek in partytjie toertjies en dit, maar ja. Nee, ek weet nie, ek dink ek weet nie, ek kan nie eintlik mense altyd op die spot. Mense nie weet, wel, voordat ons in Nieu-Seeland gekom het, was ek so 'n bietjie, hoe kan ek vir jou sê, dit was ek was eintlik nou nie meer lus om 'n prokureur te wees vir ek dink ek was net so 'n bietjie fed up vir dit en toe het ek 'n restaurant gehad saam met vriende vir so 3 jaar. So ek het baie geleer van restaurantwese en food costing en hoe om 'n restaurant. Jy weet in die restaurant, dit was heeltemal 'n nuwe ding vir my en dit was voordat ons gekom het. So baie mense weet nie dat ek het 'n restaurant gehad in Suid-Afrika. 'n Restauranteur. Ja. Yes, maar dis 'n ander ballgame daai. Dis 'n restaurant. Dis nagmerries. Want as 'n ou mos nou 'n prokureur is, dan sit jy mos maar die hele dag agter 'n rekenaar en jy werk. Ja. En toe ons training moes gekry het vir die restaurant, as jy mos nou op jou voete die hele dag. Ja, ek sê jou, dit is 'n ander storie, my voete hakker seer voete. Seer voete. Rein, dit was baie lekker. Kan jy net om af te sluit vir ons luisteraars sê, waar kan hulle vir jou en Simply Visa kontak as hulle advies benodig? Man, ons het 'n webwerf www.simplyvisa.nz.co.nz en dan of mense kan net my naam Google want ek het nog al jy weet dit is nee, elke tweede ou wat my naam het. Dis 'n unieke naam hier in Nieu-Seeland, Ja, as hulle Google Rein Visser Immigration of whatever, dan moet daar iewers op te kom daar dan hopelik. Yes, maar like my jy is so bekend soos ou Jan van Joen, hy het ook vir my gesê in sy episode, mense kan maar net die naam Google. Genade. Nee, dis goed so. Ag, ek wil net vir jou baie dankie sê dat jy tyd gemaak het om saam met ons te kom gesels en dat jy die
die kompleksiteit van die immigrasieproses kom vereenvoudig en verstaanbaar maak vir mense. Ja, Ag, ek is bly. Dankie dat jy my genooi het. Ek waardeer dit. great man. Ons gesels weer baie dankie hoor. Okay, Abrey. Lekker dag. Cheers. Bye.